Nou kyk, as 'n mens 'n land soos Namibië kan voltoer en kan eet en met lekker mense kan kuier, dan sien jy in die hemel. Ons gesels dan dis nou met een van die engele van die hemel. Ons praat met Joalet de Villiers. Dit is nogal lekker om te kyk. Op pad met my potjie, seisoen 1 is nou verby. Ons het almal dit gesien. Dis nou seisoen 2 en ons hoor ek bel hoe dit gegaan het. Goeiemôre Joalet. Môre julle, hoe gaan dit? Man, nie so goed soos met jou nie. Jong, ek sê ek kyk nou, ek dink hy wasbeertjie het 'n beter tyd as ek gehad. Dis die waarheid, alhoewel hy voel nou nie meer so lekker nie. Joalet, kom ons gesels bietjie oor die tweede seisoen van Potjie. Wat was vir jou in hierdie tweede seisoen een van die lekkerste hoogtepunte? Kom ons praat net maar kom ons begin eers by dinge doen en ervaar. Wat was jou van die hoogtepunte gewees in die tweede seisoen? Jong, ek het hierdie seisoen was dit vir my vreeslik lekker daar was soveel diere betrokke. Ek was by Nankosé, dit was ons verlede Vrydag op die skerm al. Dit was 'n belewenis en 'n half. Die boerdery wat julle nog gaan sien. Ek haal my hoed af kommersiële boere. Die werkload wat daai mense het is crazy. En dan net die klein dorpies, Keetmans, Hoganas. Daar's niks rondom hulle nie, maar hulle lewe so lekker. By die klein goedjies wat hulle het. Dis net vir my, al het jy niks, jy maak iets daarvan. Wow. Joalet, wat maak seisoen 2 so 'n bietjie anders as seisoen 1? Hierdie keer is ek baie meer in die suide van Namibië. En as enige Suid-Afrikaner al deur Noordoewer gery het op, dan weet julle wat ek sê, soos dis vlaktes en vlaktes en vlaktes. En ek het bietjie vir daai mense gaan kuier en dit was absoluut wonderlik om te sien hoe hulle lewe en hoe hulle goeders doen en their day-to-day things. En wat nog? Jo, daar was net dis vir my so moeilik om hierdie vraag baie keer te antwoord, want elke episode is vir my soos, dis so cool, dis so mooi. So ja, nee, dis baie meer in die suide. Ek het baie meer, soos ek gesê het, met die plaasgoeders en visvang. Nee, daar was baie lekker goeders. Hoor as jy praat van visvang, nou dink ek aan vis op die kolle. Maar kom ons praat oor kos. My gunsteling. Die kos wat jy geëet het, die disse, watter dis het jou die meeste verras? Iets ongewoons, iets wat jy nie gewoonlik sal geniet nie. Nie gewoonlik nie. Okay. Krokodil. Wat? Ons maak 'n krokodilpotjie. Hulle sê dit proe soos hoender. Dit doen. Hy ruik nie soos hoender nie. Dis 'n vreemde reuk. Ek weet nie, ek kan dit nie verduidelik nie, maar dit proe regtig soos hoender. Dit snaaks genoeg lyk soos hoender as jy dit gaar maak, maar hy's baie vetterig, hoor. Soos as jy 'n bietjie 'n gal ding het, probeer dit maar nie te veel nie. Joalet, jy het genoem, jy het vis gevang, jy het seep gemaak, jy het 'n klomp nuwe vaardighede geleer. Vertel ons bietjie oor al daai vaardighede. Ja, soos jy sê, ek het mozzarella kaas leer maak. Ek het geleer om met leer te werk. Ek het geleer om 'n naaimasjien te gebruik, maar nee, baie goed nie. Ons het probeer visvang. Dit was maar 'n hengeldag en nie 'n visvangdagie. Ons het genade, ek het geleer oor die boerdery, ek het geleer oor tuin maak, ek het geleer oor blommerang skik. Ek het van die diere geleer by Nankoes. Dis 'n lys goeters. Dis crazy. Dis baie goeders wat die mense vir my geleer het hierdie seisoen. Mense geleer het. Daar sê hierdie ding wat ek nou oor wil praat. Wat het jy hierdie seisoen net weer van vooraf ontdek van mense of net weer besef van mense? Was daar 'n oomblik waar jy gegaan het, weet wat? Ek moet net dalk weer hierdie heroorweeg of hierdie was my verbasend lekker om te sien of ek het hierdie persoon se storie so geniet. Wat was vir jou lekker van die mense? Wel, dis 'n baie mooi vraag, eerstens, want as ek daar dink, dan voel ek, soos wat jy nou in die begin gesê het, as jy nou 'n land soos Namibië vat, ons het nie 'n baie groot populasie nie, maar ons het 'n groot land vir die populasie wat ons het. Dit voel vir my, eerstens, ek het met my stert in die botter geval, want ek kan my land toer en ek kan eet. Dus come on,
wat 'n beter werk kry jy? Maar met die mense veral, dit voel vir my, ek is geëerd om laat hulle my innooi. Elkeen se storie is so uniek en hulle struggles en die goed wat hulle gelukkig maak, dit is so wyd, dis op so 'n wye spektrum dat ek voel geëerd en ek is baie dankbaar dat hulle my innooi en vir my 'n dag van hulle tyd gee. Jy weet, dit is ek voel geëerd. Jy praat van jy sien wat mense gelukkig maak, jy sien hulle struggles. Hoe verander dit jou as mens en jou as aanbieder? Hoe verryk dit jou lewe? Een woord, dankbaarheid. Ek is dankbaar vir wat ek het. Ek is baie klink nou so, ek is dankbaar vir wat ek nie het nie. Jy weet, want met elke iets it's perspective. Ja, dankbaarheid en perspective. Hoor hierso, 'n swerwers mentaliteit of persoonlikheid, is jy nog altyd 'n bietjie van 'n reisiger? Ek hou van reis, ek hou van nuwe dinge, definitief. Ek was klein bietjie daar in die Wes-Kaap. Dis altyd vir my 'n verskriklike mooi plek. Wat is daai gesegde of idioom? Tuis is beste. Oos-Wes, tuis bes, ja. Tuis bes, ja. So, travel op sy tyd, reis, alles goed, maar huis bly vir my lekker. Wat 'n potjie, ek weet ons het gepraat van die ongewone potjie wat so half krokodil was, maar as jy nou moet dink aan die potjie wat vir jou uitgestaan het die seisoen, kan jy dink aan een wat vir jou besonders lekker was? Daar was 'n paar, en ek gaan net twee noem, maar dit was die vispotjie, die persoon wat ons julle sal nou sien, sy naam is Louis, hy's 'n Belgiese kok, en hy het vir ons, as daar 'n potjie is wat julle moet probeer, doen dit, maar julle moet dit met daai steenbraad doen wat ons wat hy gevang het, en 'n groen pampoenpotjie. Met lamsnek. Met 'n lamsnek? groen pampoen met lamsnek. Dit klink baie interessant. Dis 'n wenner daai, hoor. Hoorie, maar die variasie is altyd vir my die lekkerste ding om te sien. In Namibië is 'n land, as jy net aan die mense kyk, met soveel verskeidenheid mense in, en agtergronde, en erfenis, en geskiedenis. Kyk, daar's hartseer oral in die wêreld, dis hoe dit werk. En sommige van die hartseer is agter, sommige van die hartseer kom nog. Maar die verskeidenheid mense en die manier hoe hulle goeders benader. Wat was vir jou die lekkerste samekoms van daai verskillende invloede of twee goed wat jy glad nie verwag het naby aan mekaar is nie? Was daar twee elemente wat jy ervaar het, jy dink, my aarde, hierdie kant en toe weer hierdie kant en dis almal in dieselfde land en dis dieselfde land se mense? Ek dink die landskap, want ek kan van dit is wat nogal vir my, as ek nou jou vraag reg verstaan, dit was wat vir my, ons is almal in dieselfde land, maar in een plek het jy klippe en takke en bosse en goeders, aan die ander kant het jy net sand, maar die mense leef nog. Soos dis en in een plek is dit humiditeit en dis warm, en aan hierdie kant is dit droog en dis warm, maar dis lekker, dis hoe hulle dit is wat my mind boggle, hulle hou van hierdie hitte. Ek het swak op toe getrek vir 'n rede, ek is bietjie cool. Maar ja, ek dink dit is die polar opposites in dele van die land, but they still work together. Joalet, is baie lekker om na jou te kyk. Jy's as gevolg van die variasie en die teenstellings partykeer wat jy op die program aanbied. Baie dankie. En ons sien baie uit na die afloop van die tweede episode en hoe dit gaan verloop en die dingetjies wat gaan gebeur. Dankie dat jy tyd gevat het vanmôre om met ons te gesels. Dankie vir julle, dis altyd lekker om julle te sien. Ja maar netjies, alles van die beste. Lekker naweek hou. Joalet de Villiers, natuurlik moet hierdie program kyk op pad met Potjie, seisoen nommer 2 op kyk net. Nou ja, as ons terugkom, die advertensiebreek, dan sit die kombuis saam met Megan Smith.